Een van die dinge wat my die meeste omkrap, maar dieselfde tyd ook die hardste druk, is wanneer iemand eers vir my gesê het, jy kan dit nie doen nie, of jy mag dit nie doen nie. Dis asof daar so 'n challenger in my wakker raak, wat sê, maar omdat jy dit nie kan doen nie, beteken mos nie ek kan dit nie doen nie. Want baie keer sal ouens vir jou sê, hoorie, jy kan nie hierdie doen nie, maar dis nie omdat jy dit nie kan doen nie, is omdat hulle dit nie kan doen nie. Nou sê hulle, jy kan dit nie doen nie, want hulle kon dit net nog nooit gedoen het nie. En ek wil vandag jou 'n storie vertel. Daar's 'n ou, sy naam is Roger Bannister. As jy nog nooit gehoor het van Roger Bannister, in 1954 was hy die eerste ou ooit in geskiedenis wat 'n myl onder 4 minute gehardloop. Nou, 'n myl is 1.6 km. Hy het onder 4 minute gehardloop, 3 minute 59 sekondes en ek dink 4 split sekondes. Maar die wêreld het gesê niemand gaan dit kan doen nie. Jou liggaam gaan ingee, dis te veel druk. Niemand sal dit ooit kan doen nie. Niemand het dit nog ooit gedoen nie. Daarso jy gaan nie dit kan doen nie. En hy het dit gedoen. Hy was 'n neurologist gewees. Op die einde, Queen Elizabeth II het hom ingenaai. Die ou hy het toe Sir Roger Bannister geraak op 'n einde van die dag. Maar hierdie ou het een ding gedoen wat die wêreld gesê het hy kan dit nie doen nie. En nadat hy dit gedoen het, is 2349 mense dieselfde pad gestap. Tot en met vandag, toe 2026, het 2349 mense alreeds 'n myl gehardloop onder 4 minute, want een ou het gegaan en daai barrier gebreek. En nou wil ek jou vra vandag, wat is dit vandag wat jou terughou van dit waarvan God jou geroep het? Is dit die opinie van mense? Is dit omdat iemand gesê het jy gaan dit nie kan doen nie? Is dit omdat gesê jy gaan dit nie maak in die lewe nie? Ek onthou op skool het hulle vir my baie gesê, jy gaan dit nie maak in die lewe. Jy moet sokkies optrek. Jy gaan voor jy tyd doodgaan. Jy gaan die tronk opeindig. Nou, al daai goed sou moontlik waar gewees het as ek nie Jesus geken het in my lewe nie, want ek was op pad uit. Net 2015 in April maand het ek 3 keer probeer selfmoord pleeg. My derde poging Jesus ontmoet. Daai Sondagoggend, toe gee ek my lewe vir die Here in die kerk. Daai maandag toe vertel ek almal van Jesus. 2 maande na dit stap ek in voltydse bediening en is nou 11 jaar later en hier is ek vandag nog steeds. En daar het ouens ook gesê, hy gaan dit nie maak nie. Hy gaan net deur 'n fase. Dit gaan ook verbygaan. Nee vriend, ek is nie deur 'n fase nie. Ek volg Jesus voluit vandag. Kies ek hom. En omdat ek dit doen baie ander ouens dit. Omdat ek 'n keuse gemaak het om Jesus te volg, is daar 'n klomp ander ouens wat keuses gemaak het om Jesus te volg. Net hierdie naweek, tussen Saterdag en Sondag, dink ek het ons ten minste 6 ouens na die Here toe gelei. 6, ten minste. Vrydag, kinders na die Here toe gekom. Die oggend en die aand kom maar kinders na die Here toe. Hoekom? Want ek het ja gesê vir hierdie koninkryk visie. Nou wat is daar in jou lewe waarvoor die Here jou geroep het vandag, wat dalk vir die wêreld onmoontlik is? Kan jy vandag sê, hoorie, ek gaan 'n pioneer wees. Ek gaan doen wat die wêreld sê onmoontlik is, wat God my geroep om hierdie te doen. En my vriend, die oomblik wanneer jy dit doen, dan breek jy die baan oop vir almal agter jou en na jou om daai selfde pad te kan stap. Net soos Roger Bannister wat ou gegaan het en gesê het niemand gaan dit kan doen. Toe doen hy dit. 2349 ouens na hom alreeds dieselfde ding gedoen. Wees 'n baanbreker, want met God is absoluut niks onmoontlik vir jou vandag nie. Daar's niks. Niks beteken niks. By God is niks onmoontlik nie. Vandag kan jy hom vat op sy woord. Jy kan hom glo wanneer hy jou geroep het en jy kan doen wat hy jou gevra het om te doen, want by hom is dit niks onmoontlik nie. Jy moet net ja sê en die Here doen die res. Vader, ek dank U in Jesus se naam dat ons pioneers kan wees in hierdie wêreld. Dat daar waar die wêreld sê is onmoontlik, Here, kom U in die wonderbaarlike krag en woord wat sê dat by U niks onmoontlik is. Ons glo dit vandag, ons vat dit vandag en ons dank U, Here, dat daar niks onmoontlik by U is, dat ons kan hardloop met dit en die baan sal oopbreek vir 'n klomp mense, generasies na ons, om nog steeds deur hierdie pad te kom stap, dieselfde pad te stap, nog baanbrekers te wees en nog groot dinge in die koninkryk sal doen, in hierdie aarde, in die kort tydjie wat ons nog oor het. En ek dank U daarvoor vandag in Jesus se naam. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jou net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.